Goeiemôre julle. Geseënde Sabbat. Dit is goed om julle almal hier te hê. So 'n paar duisend jaar terug het paar disippels op 'n Sabbat bymekaar gekom en dit was nie so 'n goeie Sabbat soos wat dit vir ons vanoggend is nie. Want dit was 'n Sabbat wat hulle nie geweet het wat gaan gebeur met hulle lewens nie. En ons is hier so 'n paar duisend jaar later om te vier wat Jesus vir ons gedoen het. Maar jy sien, ons kyk na die storie na die Sondag wat hy opgestaan het. Ons is hier om op die Sabbat Jesus te aanbid as die koning, die een wat vir ons gesterf het, maar ons doen dit en ons weet dat hy het gesterf die Vrydag en ons weet dat hy het gerus op die Sabbat. En ons weet hy het opgestaan op die Sondag. Maar vir baie op daardie Sabbatdag wat hulle bymekaar gekom het, het hulle nie geweet wat gaan gebeur nie. Vir hulle was al hulle hoop weg, want die persoon wie hulle hoop opgesit het, was dood. Hierdie persoon wat hulle gedink het is hulle koning, was nie meer nie. En ek wil vandag 'n bietjie kyk oor hierdie idee van koning en wat Jesus eintlik vir ons probeer sê het deur die kruisiging. So voordat ons begin, kom ons sluit net ons oë vir 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom nou voor U en ons vra dat U met ons sal wees, soos ons die skrif sal oopmaak, Vader. Here, dankie vir hierdie Paasfees, Vader, 'n tydperk wat ons kan terugdink aan die Pasga, Vader. Terugdink aan die soveel kere wat U in die Ou Testament geskryf het van die Messias wat wil kom. En dan wat ons kan terugdink aan die Messias wat gekom het en vir ons gesterf het aan die kruis. Here, ons vra dat die Heilige Gees met ons sal wees, soos dat ons die skrif oopmaak, sodat ons sal weet wat dit werklik vir ons kan beteken vandag. Dis my gebed in U naam. Amen. Vir baie van ons, soos ek aanneem, is meeste van ons Christene, almal van ons wat hier so sit, glo in Jesus, ons almal glo in die skrif, ons almal glo dat Jesus gesterf het. En van ons het hierdie storie van die Paasfees, soort van het 'n storie geword wat ons elke week hoor. Dit het soort van sy drama bietjie verloor. En hierdie storie het eintlik begin op 'n Sondag. Nou, Jesus is daarso gebore in die Midde-Ooste en hy was 'n gewone man vir baie jare. Mense het nie geweet wie hy was nie. Hy was nie baie mooi gewees nie, sê Jesaja 53. Hy was maar 'n gewone man. As jy rondgeloop het in Jerusalem tydens die Paasfees en jy het Jesus gesien en die volgende jaar het jy weer daar geloop, sou jy nie eens onthou het dat jy Jesus gesien het nie, want hy was net 'n gewone man. Hy het net soos enige ander Jood gelyk. Maar toe eendag, toe begin Jesus sy bediening by 'n troue van alle plekke. 'n Troue sekerlik vir een van sy vriende, sy ma's daar, sy disippels is daar. Hy het 'n paar van hulle al begine roep en so het hy begine aangaan en sy bediening begin en sy bediening was heeltemal anders as enige van die ander Messias wat hulle gedink het sou gekom het. Want eerstens was die geestelike leiers nie baie impressed met wat hy gedoen het nie. Hy het nie na die sinagoges toe gegaan en saam met hulle gekuier en gesê, julle ouens doen nie goeie werk nie. Hy het eintlik 'n revolusie begin om te sê, luister hierso, julle wat hierdie gelowiges is, julle doen nie wat God vir julle eintlik gesê het nie. En naderhand het die gelowiges, die geleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, die mense wat belangrik was in die geestelike realm, het vir hom nie baie van hom gehou nie. En selfs die politieke leiers het begin wonder, wie is hierdie ou? Is hy 'n rebel wat gaan kom om die Jode weer op te bring, sodat hulle die nuwe nasie weer kan wees, wat oor die Romeine gaan regeer, want dit is wat hulle gedink het die Messias gaan doen. Maar tog het Jesus 'n ander boodskap gepreek. En tot dit op 'n plek gekom het waar Jesus geweet het, die tyd het aangebreek dat hy sy lewe moet opoffer as die lam. En hy het daardie Sondag vir sy disippels gesê, luister hierso, gaan af en kry vir my 'n donkie dat ek kan inkom in Jerusalem. En die storie begin daarso op 'n Sondag wat vir ons soort van net verbygegaan het hierdie week. Want die dag wat ons vandag op is die Paasnaweek. 'n Naweek wat 'n paar duisend jaar die naweek was wat Jesus gerus het. Maar die storie het begin op die Sondag wat nou net verby was. Die Sondag wat Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingekom het, net soos wat Salomo, die koning van Israel, ingekom het in Jerusalem, die stad van sy vader. En toe die mense sien hoe Jesus afkom op 'n donkie, het hulle iewes skielik onthou van al die profeseë in die Ou Testament van die Messias wat gaan inkom, soos Salomo en soos Dawid, die koning wat gaan kom. En soos hy af begin stap het, begin hulle hierdie palmtakke voor hom neer te sit.
Die rede hoekom hulle palmtakke gesit het, omdat hulle niks anders te gehad het nie. Hulle gooi hulle klere, hulle gooi hulle palmtakke, hulle gooi alles neer, sodat die pad gelyk kan wees vir die koning wat gaan inkom. En vir hulle was dit in hulle gedagtes, dit is uiteindelik hier. Vir honderde jaar het ons gewag vir die Messias om te kom. Vir honderde jare was ons vasgevange in hierdie Romeinse ryk, in die Babyloniese ryk, en al die mense wat ons onderdruk het, maar uiteindelik is ons koning hier. Uiteindelik gaan daar liberation kom, hy gaan ons uitneem van hierdie plekke, hy gaan uiteindelik weer regeer. Ons as Israel gaan weer die volk van God wees. En so die maandag het aangebreek en Jesus het in Jerusalem gegaan en hy het begin leer in die tempel. En hy het verby 'n vyeboom gestap. En wat het gebeur met die vyeboom? Die vyeboom het moes vrugte gedra het, want hy het blare gehad, maar hy het nie vrugte gedra nie. En Jesus vervloek die vyeboom en ons almal weet dit, stel Israel voor en Jesus gaan en hy maak die tempel skoon en hy doen allerlei goeders, en terwyl hy die goeders doen, begin hierdie haat net meer en meer sterker word vir die leiers. En Jesus word uiteindelik gekruisig. Maar wat beteken dit werklik dat Jesus gekruisig is? Ek wil vir julle 3 dinge wys. As julle julle skrif het, ons gaan na die storie kyk in Matteus hoofstuk 27. Matteus 27. So as jy julle Bybels het, gaan asseblief daarheen. Matteus hoofstuk 27. En voordat julle Matteus toe gaan, ekskuus tog, kom ons gaan gou net Korintiërs toe. 1 Korintiërs hoofstuk 2 en vers 18. Ek wil vir julle wys die subverse manier hoe Paulus gedink het van die kruis. Want vir baie was die kruis nie 'n mooi idee nie. Die kruis was nie die pragtige ding wat hulle in 'n kerk of in 'n sinagoge sou gesit het nie. Wie van julle dra partykeer 'n kruisietjie om julle nek, of julle kom by 'n kerk en jy sien 'n kruisie daar. So 'n kruis vir ons is 'n simbool van Jesus. Maar hoe sou julle gevoel het as iemand rondgeloop het met 'n hangertjie van 'n atoombom op sy? Julle sou gesê, dit is belaglik. Hoekom, jy weet? Want ons sien 'n prentjie van die atoombom en ons dink van al die miljoene mense wat al dood gemaak is deur die atoombom. Of ons sal nie 'n prentjie van 'n gaskamer in Auschwitz opsit nie, want dit is 'n simbool van die dood. Dis presies wat die kruis was vir die eerste generasie Christene. Die kruis was nie 'n mooi storie nie, die kruis was die fisiekste ding wat jy kon ondink. En dis hoekom kom Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18 en hy sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Hy sê die mense wat verlore gaan, hulle besef nie wat die kruis werklik is nie. Vir hulle is die kruis een van die vieslike simbole. 'n Kruis in die Romeinse tyd was een van die slegste maniere om dood te gaan. Nie almal was gekruisig nie. Dit was slegs die laagste van die laag wat gekruisig is. Die swakste slawe, die barbare, die rebelle wat teen die Romeinse ryk opgegaan het. Hulle is die mense wat gekruisig is. En die rede hoekom hulle gekruisig is omdat die Romeine wou wys, luister hier, so as julle teen ons opkom, dis wat gaan gebeur. Die Romeinse ryk was so wreed geweest dat een keer het hulle mense gekruisig wat teen hulle gestaan het, oor die 300 van hulle. En het hulle elke 40 meter was daar iemand aan 'n kruis. En dit was by 'n hoofpad geweest, sodat mense gestap het hulle gesien hoe die mense op die kruise gehang is. En soos hulle daai pad gestap het van hierdie 300 mense wat gekruisig is, het elkeen wat hulle verbygestap het, het die boodskap duidelik deurgekom, jy gaan nie teen Rome nie. Jy gaan nie teen die Romeinse ryk nie, jy gaan nie teen die Caesar nie. Jy staan nie op teen ons nie. Ons is die mense wat die krag het. As jy 'n persoon was wat redelik goed opgevoed is, goeie maniere gehad het, soos meeste van ons, ek hoop, sal jy nooit gepraat het van die kruis nie. Jy sou nie eendag by die gebedsontbyt gesit, by die ontbyttafel gesit het en vir jou pa gesê het jy gesien daar's iemand gekruisig gisterand nie? Nee, jy het stoep stil gebly daaroor. As jy 'n ouer was en jy het 'n kind gehad en jy het gestap en gewoonlik het hulle mense gekruisig by crossroads sodat almal dit kon sien, of buite die stad op by hoofpaaie sodat almal kon sien wie Rome was. As jy daar verbygestap het en jy het gesien daar's 'n kruis, so jy probeer dit om 'n ander pad te stap sodat jou kind nie hoef te sien wat aangaan nie. Want 'n kruis was nie 'n mooi plek gewees nie. Mense het partykeer vir dae lank aan 'n kruis gehang. Mense was partykeer daar vir dae lank waar hulle gesmag het na hulle asem, waar die voëls begin kom het en hulle begin pik het. Vleis en bloed en naaktheid. Die kruis was nie 'n mooi prentjie nie.
En Paulus sê, die mense wat nie besef wat die kruis vir ons beteken is vir hulle, dis onsin. Maar vir ons wat gered is, ons wat dit besef, vir ons is dit die krag van God. Daar stond tog geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig, en die geleerdes van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeerde van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? So wat hy sê, so is dat wat God gebruik het deur die kruis, en wat hy gedoen het in ons verlossingsplan, was nie net ietsie wat die wêreld sou outomaties kon snap nie. Dit was subversive. Daar was 'n ironie tot dit. Nou julle weet wat is ironie, is dit nie? Dit is wanneer jy ietsie sê wat die teenoorgestelde beteken. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van ironie. Julle ken die storie van Dawid. Dawid is daarso op sy dakkie en hy loop rond as die koning en hy is waar hy nie moet wees nie. Hy moet in die oorlogsveld wees, maar hy is by die huis en hy stap rond en ewe skielik sien hy 'n pragtige vrou wat bad, kaal, want mens bad gewoonlik kaal, en hy roep haar toe na hom toe en hy doen dinge wat hy nie moes doen nie. En hy stuur haar toe huis toe en sy kom toe terug en sê vir hom, luister hierso, daar's probleme. En hy doen toe wat enige man sou doen seker in sy posisie. Hy sê, kom ons kry jou man van die oorlog af om bietjie te kom huis te kom kuier. Jy weet, hy was lanklaas by die huis en hy het jou seker gemis. Maar hierdie man is hy het so allegiance tot die koning, dat hy nie by sy vrou gaan slaap nie. Hy gaan nie in nie, hy sê vir haar, nee, ek moet by die oorlog wees, so ek wil nie hê dat my aandag gaan afwees van dit af nie, en hy gaan toe nie daar nie, en die koning kom toe agter, hy moet ietsie doen. Lang storie kort, hy stuur die man toe terug, hy het hom eers dronk gemaak, maar lang storie terug, hy stuur hom toe terug met 'n brief om te sê, dat wanneer die oorlog op sy ergste is, moet die man het terugtrek, sodat hy kan doodgaan. Nee, julle ken die storie. Later aan kry die profeet Nathan 'n woord van God af, dat Dawid het gesondig. So hy moet nou vir Dawid gaan sê, luister hierso, jy het dinge gedoen wat jy nie moes doen nie, en God is nie baie gelukkig met jou nie. So nou Nathan weet, as hy 'n verkeerde woord sê, kan die koning net sê, af met jou kop. So hy stap toe op en hy sê, koning, jy's 'n wyse koning, is dit nie? Hy botter hom 'n bietjie op. Jy's 'n wyse koning. Ek het 'n probleem en net jy sal vir ons kan sê wat om te doen. Daar's ons 'n plaasboer en hy's verskriklik ryk. Hy het alles wat hy wil hê. En net langs hom bly daar 'n boer wat niks het nie. Hy is baie arm en hy het net een ou klein skapietjie. En hierdie skapietjie is hy so lief voor, dat ag man, dis asof hy deel is van die familie. Hy voer hom met sy eie kos, en as hy slaap in die aand, dan kaddel hy met hom, en ag hierdie, hy is so lief vir die ou skapie. Maar die koning, die plaasboer wat net langs hom is, hy het alles wat hy wil hê. Hy het meer as genoeg vee, hy het meer as genoeg skapies, hy het meer as genoeg alles wat hy wil hê. Maar eendag, toe steel daai plaasboer hierdie ou se skapie. En toe sê Dawid, wat? Daai ou moet betaal vir sy sonde. Nou ons lees dit en ons weet, ag Dawid, come on, daar's nie regtig 'n plaasboer nie. Jy's die ou wat gesteel het. Maar terwyl hy dit sê, terwyl hy daai uitspraak gee van veroordeling, weet ons, ironies genoeg, hy gee sy eie veroordeling oor homself. Ironie, is dit nie? Nog 'n storie, nou die Bybel het baie stories oor ironie. Nog 'n storie, die storie van Babel, Genesis hoofstuk 11. Hierdie mense bou hierdie groot, kolossale tempel, wat na die hemel toe reik. En die skrif sê vir ons dat dit kon van ver en oralste af gesien word. Maar dan skryf die skrif, dat God moes afgekom het, om te sien, waar is hierdie gebou. Die God wat alles weet, die God wat selfs die kleinste voeltjies sien val, is nie van die hemel af wat sien, daar's 'n tempel nie, daar's ons die toring van Babel. Nee, hy moes afkom om te wys, en wat Moses probeer vir ons wys is, die ironie is dat wat ons dink is groot, is klein vir God. So hier kom ons by die ironie, en Paulus sê dat daar's 'n ironie tot die kruis, wat party mense nie kry nie. Dan gaan ons aan, hy sê dit was die bedoeling van God, vers 21, om sy wysheid van die wêreld nie deur die leerheid tot die kennis van God sou kom nie. Daarom het God sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Waar is die verkondiging van Christus wat gekruisig is? Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God
en die wysheid van God. Wat is vir die wêreld onsin van God is groter wysheid as die wysheid van die mense. En die wat die wêreld vir swakheid van God is groter krag as die krag van die mense. So sê, wat julle dink wat krag is, wat julle dink is wysheid, is onsin en swakheid vir God. So wanneer ons kom tot hierdie storie by die kruis, moet ons sê dat daar's ietsie wat besig is om te gebeur, wat op die eerste face value nie is wat werklik aangaan nie. Daar's ietsie wat agter die gordyne aangaan, ietsie agter die skerms aangaan, wat ons moet sien. Nou ek wil 'n bietjie vorentoe spring na die volgende hoofstuk toe, 1 Korintiërs hoofstuk 2. En hy sê, wat betref broeders, dat ek na julle toe gekom het met geheimnisvolle waarheid van God, nou julle verkondig het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom, en dan sê hy, hierdie is die crux van die vers, hy sê, en ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat, as oor Jesus as die Christus, en hom as die gekruisigde. So Paulus begin en hy sê, oralste waar ek gaan, maak nie saak waar ek gaan nie, is die kruis die enigste ding wat ek oor wil praat. Want wat by die kruis gebeur het, was so dramaties, wat by die kruis gebeur het, was so kragtig, dat al die ander goeders nie belangrik genoeg is nie. So kom ons kyk wat het by die kruis gebeur. Hoekom is dit so subversive? Nou kan julle blaai na Matteus hoofstuk 27 toe. As jy julle Bybels het, Matteus hoofstuk 27, ons begin van vers 27 af. Matteus 27 vers 27. So kom ons kry net die storie, so Jesus is verloon deur, hy begin die donderdag aand met sy disippels, hy het 'n lang gesprek met hulle daar, so hy vertel hulle wat gaan gebeur, en sy disippels sê vir hom, hulle gaan by hom bly. Die manne wat saam met hom gestap het, elke stap, hulle het saam met hom geslaap, hulle het saam met hom geëet, hulle het saam met hom gebly vir die laaste paar jaar, hulle het hulle lewe vir hom gegee. Hulle het gesien hoe hy dinge doen wat niemand anders kon doen. Hulle het gesien hoe hy blinde mense gesond maak, lamde mense laat opstaan. Hulle het dinge gesien wat niemand gesien het nie. Daar's sekere van hulle, Johannes en Petrus, en hulle het gesien hoe Jesus selfs langs Moses en Elia staan. En hierdie manne sê, maak nie saak wat kom nie, Jesus, ons sal jou nooit begewe nie, ons sal jou nooit verlaat nie, ons sal jou nooit verloon nie, ons is saam met jou tot die bitter einde. Maar Jesus word verloon, almal hardloop weg. Die een wat dit gesê het, is die een van die eerstes wat weghardloop. Jesus word uiteindelik aan Petrus oorgelewer, en wat gebeur het was, in daardie tyd was hulle oorgelewer en hulle was gekruisig, maar hier gebeur iets meer interessant, vers 27, daarna vat die soldate na die gouverneur, daarna vat die soldate van die gouverneur vir Jesus na die amptswoning, en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi 'n persmantel om hom. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee vir hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom en buig vir hom en sê, ons groet u, koning van die Jode. En hulle het hom gespoeg en 'n stok gevat en hom op die kop geslaan. En nadat hulle hom klaar gespot het, het hulle die mantel afgetrek en weer sy eie klere aan hom omgetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Nou baie mense was gekruisig gewees, en hierdie is 'n storie wat net met Jesus gebeur het. Hulle kom na Jesus toe en hulle sê, is hierdie nie die ou wat gesê het hy is die koning van die Jode nie? Kom ons wys vir hom wat ons doen met 'n koning van die Jode. Kom ons kry hierdie doringkroon en sit dit vir hom neer. Kom ons wys vir hom wat mense met konings doen, wat nie 'n koning van die van Rome is nie. Kom ons buig voor hom nie. Nou, wanneer ons dit sou sien, wanneer ons sê buite die hek sou gestaan het en ons het ingekyk oor wat hulle gedoen het, dan sou ons gesê het hulle mok Jesus, né? Want ons weet dit is nie waar nie. Maar kom ek wys vir julle die thrust van Matteus. Matteus is 'n skrywer wat selfs 'n Jood was, en hy was 'n tollenaar gewees, en Jesus het hom geroep en hy het 'n disipel van Jesus geword. En julle weet dat daar's verskillende evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En elkeen van hulle kom na die evangelie toe. Daar's een evangelie, een goeie nuus, een goeie storie van Jesus, maar hulle elkeen kom van 'n verskillende perspektief af. Want elkeen van hulle skryf na 'n sekere gehoor toe. Nou, Matteus se gehoor is eerstens die Jode en tweedens is dit die vroeë Christene gewees. Eerstens skryf hy na die Jode toe, as 'n Jood skryf hy na die Jode toe om vir hulle te sê, luister ou, hierdie ou is die Messias wat ons voorgewag het. Al daai honderde jare wat ons voorgewag het, hy's die ou. Hy is die ou wat ons voorgewag het. Hy is die gesalfde van God. Hy is die Messias, hy is die koning, hy is die priester, hy is die profeet. Hy is alles wat ons voorgewag het in een persoon. Hier is hy.
Dis hoekom wanneer ons die boek van Matteus lees, sien ons dat daar's verskriklike baie aanhalings van die Ou Testament. Want die hele tyd vir hulle sê, dit het gebeur soos wat dit in die Ou Testament geskryf is, sou gebeur, sodat julle kan sien. Ons wag nog die hele tyd vir hierdie ou. Die tweede groep wat hy voorskryf is die vroeë Christene. Die vroeë Christene was mense wat Jesus gevolg het, maar baie van hulle het nie alles onthou wat Jesus gesê het nie. So Matteus het probeer om 'n handboek soort van bymekaar te sit, sodat hulle kon geweet het wat Jesus geleer het. As julle dink aan een van die belangrikste versies in Matteus, wat sê julle sê is dit? Nou is baie versies, maar daar's 'n vers wat ons baie gebruik, Matteus hoofstuk 28, né? Dis die groot kommissie wat ons het, Matteus 28. Nou dit sê, gaan dan heen en leer hulle, maak disippels, né, en leer hulle. Die ander commissions het nie daai woord noodwendig in nie, maar Matteus sit dit in, want hy weet dat sy boek, die leering is daarso in sy boek bymekaar gesit. Nou, hulle het nie boeke gehad nie, hulle kon nie na die biblioteek toe gaan en sê, hey, geef ons die boek van Matteus, kom ons lees hom deur nie. Weet, daarso was nie boeke nie, daar was nie hierdie goed gewees nie, so wat hulle moes gedoen het, is hulle moes baie van die goed gememoriseer het. Nou, een van die maniere hoe hulle goed gememoriseer het, was het om het in blokke te memoriseer. So ek wil vir julle vinnig ietsie wys. Gaan in julle Bybels na Matteus hoofstuk, Psalm 119 toe. Psalm 119. Psalm 119, kan iemand vir my sê, wat is Psalm 119 oor? Wat is die tema van Psalm 119? Die wet, maar daar is ietsie meer spesifiek, dis die wet, maar dit is nie net die wet nie. Dit is spesifiek die woord van God. Psalm 119 vers 105 sê vir ons dat die woord van God is die een wat die jong persoon in sy hart moet sit. Psalm 119, is julle daar? Nou wil ek vir julle vra, wie van julle in julle Bybels, Psalm 119, langste psalm in die Bybel, wat gaan oor die woord van God? Wie van julle in julle Bybels het daar so sekere woorde wat sê Alef, Beth, Gimel, kan ek die hande sien? Het julle dit daar so? Okay, so meeste van julle. Nou, die woord van God, woorde gebruik die alfabet. So een van die maniere hoe hulle die woord gememoriseer het, is om daardie psalm op te breek in sekere clusters wat saam met die alfabet gewerk het. So die eerste 8 verse Alef, die tweede vers, die volgende 8 verse Beth, en dan Gimel en Dalet en wat. So dit is die Hebreëse alfabet. Sien julle dit daarso? OK. So hulle kon die hele psalm gememoriseer het in hierdie blokke, om te onthou, Psalm 119 gaan oor die woord, en woorde het letters, OK, Alef, eerste 8 verse, Bet, volgende 8. So kon hulle hele ding gememoriseer het. Nou, hou jou vinger by Psalm 119, gaan saam met my na Matteus hoofstuk 1 toe. Hou jou vinger by Psalm 119, Matteus hoofstuk 1, en ons begin by vers 1. Ons begin by vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus. In die oorspronklike sê dit nie Jesus Christus en sê Jesus die Christus. Wat beteken Christus is 'n titel wat hy gehad het as die gesalfde, die een wat sou kom. So Matteus begin sy evangelie en sê, luister ouens, voordat julle oor enigiets anders dink, hierdie boek wat ek oor skryf, wat ek oor gaan praat is oor Jesus as die gesalfde, Jesus as die Messias wat gaan kom, die koning wat gaan kom. Jesus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. So hy sê vir hom, kom ons kry alles uit die pad uit hier. So Jesus is die seun van Dawid. Hy kom uit die koninklike bloedlyn van Dawid uit, wat die Messias moes gekom het. Maar hy is ook die seun van Abraham. So die verbond wat God met Abraham gehad het, is vervul deur Jesus. Hy is 100% Jood, hy is 100% die seun van Dawid. En dan kry ons daai baie boring stukkies wat daar so aangaan. Kom ons gaan na vers 17 toe. Vers 17 sê, altesaam was daar 14 geslagte van Abraham tot Dawid, 14 van Dawid tot die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. So, hy skryf daar's 3 blokke, 14 generasies, 14 generasies, 14 generasies. Is jy almal met my? Stem julle almal saam? OK, gaan terug na Psalm 119 toe. Is jy almal daar? Psalm 119. Nou, as julle sê, julle almal is Christene, maar sê julle is almal Jode gewees. En ek sê vir julle gesê, ouens, kom ons praat oor ons beste koning. Wie sê julle gesê het is dit? Wat skiet nog? Dawid. Sonder 'n shadow of a doubt, jy het gesê Dawid is ons beste koning. Nou, in die Hebreëse taal, het hulle nie vokale nie, hulle het net konsonante. So as jy die vokale uit Dawid uit wegvat, wat kry jy? D, VD, né? Of DWD, DVD. Okay, so dis wat jy kry, 3 vokale, 3 konsonante. Nou, die Hebreëse taal het ook nie nommers gehad nie. Wat hulle gebruik het, is hulle het hulle alfabet gebruik om te tel. So, ek gaan nou vra dat jy in Psalm 119
vir die D soek. So Alef is nommer 1, Beth is nommer 2, Gimel is nommer 3, en wat is nommer 4? Dalet, dis nommer 4, okay? Nou moet julle vir die W soek, okay? He is nommer 5, en Wav is nommer 6. Dis hulle nommer 6, okay? So kom ons sit nou hierdie nommers by die letters. So nommer D, dis 4, W is 6, en D is 4. Is julle met my? 4 plus 6 is 10, plus 4 is 14. Hoeveel generasies was daar? 14. 14 generasies, 14 generasies, 14 generasies. Wanneer jy Kronieke gaan lees, kom jy agter dat Matteus so doen, is hy nou haal sekere name uit, want daar was meer as 14 generasies. Daar sekere name weggevat uit hierdie geslagsregister uit, sodat wanneer die Jode dit lees, kan hulle sê, Dawid die nuwe koning, hierso kom hy. Nee? Die hele boek van Matteus is oorgeskryf dat Jesus is die koning. Nou, blaai saam met my na Matteus hoofstuk 4 toe. Matteus hoofstuk 4. Matteus hoofstuk 4 in vers 17. Vers 16, ekskuus tog. Matteus 1 vers 1 begin met wie Jesus is, en dan praat dit so bietjie wie Jesus is, waar sy gebore, wie is sy familie, wat het gebeur met hom, en dan kom ons hier so by hierdie een stukkie, Matteus hoofstuk 4 vers 17, en hy sê, van toe af, so voor dit het daar sekere ding gebeur, maar van toe af, van hierdie oomblik af, van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabygekom. So, ons het die eerste deel van die boek van Matteus wat opgebreek is in wie Jesus is, die persoon van die koning. Praat van wie Jesus se familie is, waar is hy gebore, wat het hy deurgegaan, al hierdie profeseë oor dit. Praat van die persoon van die koning, maar dan kom ons hier so aan, en dan sê het, van toe af het Jesus begin 'n preek oor wat gaan gebeur oor die koninkryk, wat die koninkryk is. So ons het van Matteus hoofstuk 4 af, die koning wat praat oor die koninkryk. Nou dink 'n bietjie oor God se koninkryk, né? God se koninkryk. Wat is die fondasie van sy koninkryk? Wat is die ding wat ons altyd sê, sy koninkryk word gebaseer op hierdie element? Dalk is dit 'n bietjie van 'n tricky question. Ons sê dat God is 'n God van liefde. En liefde word gesien dat, en hoe kan ons lief wees? Hoe kan ons as God wees? Ons moet God lief hê met ons hele hart en ons hele siel, ons moet ons naaste lief hê soos ons self, nee? En dan as ons daardeur gaan, dan kan ons sê, maar dis die 10 gebooie, is dit nie? So die fondasie van God se koninkryk is die 10 gebooie, sy wet. Dit is hoe hy regeer, dis hoe ons weet wat reg en verkeerd is. Nou kyk 'n bietjie na hierdie storie. Die storie van die Israeliete, hoe hulle die 10 gebooie gekry het. Hulle was in Egipte land gewees. Is dit nie? Hulle was kinders van Abraham gewees en Isak en Jakob en toe sie 12 broers daarso en so word 'n groot volk en is in Egipte land en hulle huil uit tot God, toe sê God asseblief kom help ons, kom red ons. En toe stuur God vir Moses en sê ek gaan julle verlos en hulle gaan van Egipte af, word hulle verlos uit Egipte uit en waartoe gaan hulle? Wat is die volgende stap? Uit Egipte uit, die eerste stap wat hulle gaan is na die Rooi See toe. Deur die Rooi See is hulle na die woestyn toe. Hoe lank is hulle in die woestyn? Dis nie 'n trick question nie. 40 jaar. Hulle is 40 jaar in die woestyn en in die woestyn kry hulle 10 gebooie by die voet van die berg. Nou, kom ons gaan na Matteus toe. Hou jou vinger daar by hoofstuk 4, gaan na hoofstuk 1 toe, reg? Ons het hierso Matteus hoofstuk 1 wat sê wie Jesus is. Hy sê dat Jesus is hierdie nuwe Messias wat gaan kom. Hy is die een wat gaan rig en gaan lei. In Matteus hoofstuk 1 sien jy selfs daai 14 generasies eindig elke keer met 'n koning. Ons het vers 11, Matteus hoofstuk 1 vers 11 wat sê ekskuus tog nie hoofstuk 11 nie, waar is ons dit? Ekskuus tog vers 6. Isa was die vader van Dawid, die koning. So hy begin die eerste 14 generasies stop hy met Dawid as die beste koning. Die volgende 14 generasies stop hy met vers 11 wat sê Josia was die vader van Joachim en sy broers. Dit was die volk weggevoer na Babylon toe. So die eerste 14 generasies eindig met Dawid die beste koning. Die tweede 14 generasies eindig met Babyloniese ballingskap, die slegste koning. En dan eindig ons hierso met vers 17 wat sê vers 16 Jakob was die vader van Josef en van die man van Maria uit wie gebore is Jesus die Christus. So ons het Dawid die beste
koning, Joachim die slegste koning, en dan het ons Jesus die ultimate koning. Maar dan sê dit daarso vir ons, dat Jesus was gebore, toe kom die mense van die ooste af, en toe moes hulle gevlug het na Egipte toe, vir hoofstuk 2. Toe kom Johannes die doper, net na Johannes die doper gekom en toe word Jesus gedoop. Net nadat Jesus gedoop is, word hy versoek in die wildernis, en net nadat hoofstuk 4, kom ons by hoofstuk 5 uit, waar Jesus begin preek. So kyk nou na hierdie storie. Die Israeliete was in Egipte land, hulle is na die Rooi See toe, toe is hulle in die wildernis vir 40 jaar, en toe kry hulle die 10 gebooie. Kyk na Jesus se storie. Vertel wie Jesus is, en toe begin Jesus in Egipte. Toe word hy gedoop, Rooi See. Toe is hy in die wildernis vir hoe lank? 40 dae. En toe begin hy sy bediening dadelik om die nuwe wet te gee. En konstant hoor ons hierdie ding waar hy sê, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. Julle het gehoor dat julle mag nie oorspel pleeg nie, maar ek sê vir julle dat as julle slegs daaraan gedink het, dan het jy dit gedoen. Julle het gehoor dat julle mag nie doodmaak, maar ek sê vir julle, wanneer julle kwaad is vir iemand, het jy klaar doodgemaak. So wat Jesus doen, is hy verduidelik die wet weer vir julle. Hy sê, die eerste keer toe julle hom gekry het, het julle hom nie regtig verstaan nie, so kom ek gee hom weer vir julle. So hier kom die koning, en hy verduidelik vir ons weer sy wet. Die hele boek van Matteus is waar die koning praat met ons. Dan kom ons na Matteus hoofstuk 16 toe. Blaai saam met my na Matteus hoofstuk 16 toe. Matteus hoofstuk 16, vers 21. Matteus hoofstuk 16 vers 21. Van toe af, het julle al daai woord iewers te gesien? Van toe af. Dis dieselfde frase wat hy gebruik in Matteus hoofstuk 4. Van toe af het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag, uit die doodheid opgewek moet word. So dit sê vir ons, hier is die boek van Matteus in 3 blokke, maklik opgesom. Dit praat van die persoon van die koning en die koninkryk en die verduideliking daarvan en dat die koning moet gaan sterf vir ons sondes. Matteus hoofstuk 1 vers 1 tot Matteus hoofstuk 4 praat van die persoon van die koning. Matteus hoofstuk 4 tot hoofstuk 16 praat van die koning en die koninkryk. Matteus hoofstuk 16 praat van hoe die koning regmaak om sy lewe te gaan opgee. So nou kom ons by Matteus hoofstuk 27. Gaan terug na Matteus hoofstuk 27 toe. Nou kom ons by hierdie stukkie van Matteus 27, waar Jesus gemok word as die koning. Hierdie Romeinse soldate het gehoor wat hierdie mense gesê het, hulle was in Jerusalem en daai tyd in Jerusalem was daar duisende mense. En almal was 'n bietjie on the edge, so want hulle het nooit geweet, die Romeine het nooit geweet wat die Jode regtig beplan nie. En hulle het was altyd 'n bietjie op edge wanneer die tyd van die Paasfees was, want hier was nou al hierdie Jode bymekaar en dalk gebeur ietsie. So hulle is al klaar bietjie op die edge. Hulle wil nou vir hierdie Jode weer eens wys, dis wat gebeur as jy teen ons opstaan. Die Jode het verwag dat die Messias gaan kom. Hulle het geweet dat hierso gaan ietsie gebeur. Hulle het die Sondag die palm takke bymekaar gesit, die klere, hulle het hosannas gesing want hier kom die koning. Maar wat? Hy staan nie op teen die Romeine nie. Hy veg nie teen hulle nie. Hy sê nie vir ons dat ons met wapens opneem nie. Hy doen geen van daai goedes nie. Hy gaan eintlik saam met hulle. Hy stap daarin en hy word verneder. Hy word geslaan en gespoeg en 'n doringkroon word op sy kop gesit. En hulle mok hom as die koning van die Jode. En die Romeinse soldate dink, haha, kyk hierso, jy koning van die Jode. Maar God weet. En Matteus weet. En ons wat die boek van Matteus gegaan het, waar daar elke keer vir ons gewys word wie die koning is. Weet dat alhoewel hierdie mense hom mok as 'n koning, en ironies probeer, is daar 'n dieper ironie. Is dat hierdie ou is eintlik die koning. Dat hierdie is nie die koning van die Jode nie, maar hy is ons koning. Hy is jou koning. Hy is die een wat die hele aarde geskape het uit niks uit nie. Hy is die een wat die hele aarde bymekaar hou. Paulus sê vir hom, in hom hou hy alles in stand. Vir hom is alles geskape en deur hom is alles geskape. Hy is nie die koning van die Jode nie. Hy is die koning van almal.
of jy daarvan hou of nie. Hy is ons koning. En dit is nou ons koning word gespoeg word en geslaan word en gemok word. Dis nie meer 'n grappie nie. Dis nou die realiteit. Dat die koning wat ons moes kom red, is die koning wat verdruk word. Maar dan stap ons aan, die storie gaan aan, kom ons gaan vers 32 toe. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, en dit beteken die kopbeenplek. Nou jy weet, dit klink al klaar ominous, kopbeenplek, as jy daarheen gaan. En daar het hulle hom op 'n mengsel van wyn en galg gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verder verdeel deur sy lood. Daarom het hulle hom gaan sit en by hom gewag en by hom waghou. Bokant sy kop is die aanklag teen hom in skrif gegee: "Dit is Jesus, die koning van die Jode." Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een aan sy regterkant en een aan links van hom. Die mense wat daar verbygestap het, het Jesus gelaster en het hulle kop geskit en gesê: "Haha, jy wat die tempel afgebreek het in 3 dae en jy het gesê jy gaan dit opbou? Red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af." So nou neem hulle Jesus. En die storie van Matteus bring dit nie so mooi uit nie, maar wanneer jy die ander stories bymekaar lees, dan kom jy agter Jesus is eintlik baie pateties op hierdie oomblik. Nou, wanneer hy gekruisig was, het jy nie, ons kyk hier The Passion of the Christ, of ons kyk na die stories van Jesus, dan sien ons altyd hoe hulle die groot balk dra, die groot kruis dra. Nee, langs die Via Dolorosa waar hulle opgaan na Golgotha toe en hoe hy die groot kruis dra, maar dit was nie hoe dit was nie. Die vertikale beam was al klaar daar, dis wat daar klaar gelê het. Hy moes net die horisontale beam gedra het. Dis al wat hy moes gedra het. Maar Jesus is so uitgemartel en so honger en so dors en so pateties dat hy nie sy eie kruis kan dra nie. Hulle moet iemand anders te vra om sy kruis te dra. Nou dra hulle hom daarso aan dieselfde mense wat net 'n paar dae terug gesê het: "Hosanna, hier is die koning van die koning wat ons voor gewag het." Dis dieselfde mense wat nou sy kruisig hom. En so stap hy na die kruis toe en hulle kruisig hom daarso. Sit die spykers in sy arms en sy bene en lig hom daarso op. Nou ons weet nie wat hy aangegaan het nie, maar meeste van die tyd het hulle kaal gekruisig. Want die hele doel van die kruisiging is om die mense te verneder. Die kruis het 'n paar boodskappe uitgesteek. Die eerste ene was 'n sosiale boodskap. Die sosiale boodskap was: jy het probeer om op te kom tot ons level as Romeine. Ons as Romeine is bo julle as Jode, maar jy het probeer om op te kom tot ons level. Ons sal jou wys waar is jy. Ons sal jou ophef in 'n vernederende manier. Julle Jode moet weet waar julle staan in hierdie pecking order. Ons is die Romeine en ons maak die wet. Ons maak die reëls. Julle is onder ons. Hy het ook 'n geestelike rede gehad. Hulle het gesê dat Jesus is die koning. Jesus is die meester. Jesus, en daar was 'n woord wat hulle gesê het, is kurios, wat beteken Lord. Ek kan nie nou onthou wat is 'n Heer. In Afrikaans lees ons partykeer dit sê Jesus Christus is die Heer. In die oorspronklike sê dit kurios. Nou in die Romeinse tyd was daar net een kurios gewees. Caesar. So wanneer jy gesê het iemand anderste is die kurios, wanneer jy gesê het iemand anderste is die Heer, dan sê jy Caesar is nie en ons sal dit nie duld nie. So kom ons wys julle wat doen ons met julle Heer. Kom ons wys vir julle wat doen ons met julle Messias. Kom ons wys vir julle wat gebeur as iemand teen ons heerser opstaan. Hy word gekruisig. Hy word verneder. Maar dink aan die geestelike aspek hierso. Hierso is Jesus Christus die seun van God. Hy is 100% mens, 100% God. Daar's nie 'n oomblik wat hy nie saam met God was nie. Daar's nie 'n oomblik wat hy nie saam met God was nie. Hy is die een wat in die gemeenskap van God kan wees, want hy is God homself. Maar hierso is Jesus aan die kruis. En dit is so donker dat hy nie verby die dood kan sien nie. Dat hy nie weet of hy gaan opstaan nie. Wat Matteus vir ons probeer sê is dat hierdie mense lag en hulle sê hierdie ou is heeltemal magteloos. Hy kan nie sy eie kruis dra nie. En dan kom die mense verby en hulle skud hulle kop, is hierdie die ou?
Is hierdie die ou wat ons voor gewag het? Is hy nie die ou wat gesê het, hy gaan die tempel opbou nie? Die tempel wat ons meer as 40 jaar gevat het nie? En nou, kan hy nie eens van 'n kruis afkom nie? Wat 'n loser. Hierdie ou kan nie eens van die kruis afkom nie. Al hierdie beloftes wat hy gemaak, weet jy wat sê hulle eintlik? Daai blinde man, waar sou hy? Want dit was 'n hoax geweest, daar was 'n storie geweest. Daai ou wat verlam was, hulle het ons geplei. Hierdie ou is magteloos, hy het geen mag nie. Die demon-possessed ou, dit was nie waar nie. Die hele bediening van Jesus, regtig? As hierdie ou regtig so magtig was, om Lazarus uit die dood uit te wek, om blinde mense gesond te maak, om brood te vermeerder, op die water te loop, al hierdie goeders was sy magtige dade, maar hy kan nie eens van die kruis afkom nie. Give me a break. Maar God weet. Matteus weet. En ons weet, dat Jesus se krag word gewys om aan die kruis te bly. Is dit nie? Want dit is deur om aan die kruis te bly wat hy vir ons wys wie hy werklik is. Dit is deur aan die kruis te bly wat hy die krag het om ons sonde te vergewe. Jesus is nie so gepla wat die mense van hom dink nie. Hy is besig om sy krag te wys. En Paulus sê vir ons dat dit is die subversive nature van die gospel. Is dat Jesus se krag word gewys in sy swakheid. Maar die storie gaan aan. Laaste stukkie. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 27 vers 41. Net so die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde in hom gespot en sê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. En hy het op God vertrou, laat hom God nou red as hy dan behaag in hom. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers ook saam met hom gekruisig is, om ook beledig. So nou kom die geleerdes, die manne wat moes geweet het wie Jesus is, en wat sy missie moes wees. En hulle begin vir hom te lag en sê, hy kan homself nie eers red nie. Hoe gaan hy ons red? Hy wat beloof het dat hy ons gaan red. Hy kan nie eens homself red nie. Wat Matteus vir ons probeer wys deur hierdie ironie, is dat eerstens, dat hierdie is nie die koning van die Jode nie, dit is ons koning. Jou koning, my koning. En hierdie koning word magteloos om sy mag te wys. En deur sy mag te wys aan die kruis, red hy nie homself nie, sodat hy ons kan red. Sodat hy ons kan wys wat werklike realiteit oorgaan. Nou wil ek vir julle twee ander stukkies wys. Gaan saam met my in julle Bybels na Filippense hoofstuk 2 toe. Filippense hoofstuk 2 is seker een van my gunsteling stukkies in die Bybel op die oomblik. Filippense hoofstuk 2 vers 5. Kom ons begin by vers 3. Filippense hoofstuk 2 vers 3. Paulus wat praat. Nou, Filippense en Korintiërs, daar seker van hierdie dorpe wat Romeinse kolonieë was. Beteken, hulle wou soos Rome gewees het, en alles wat hulle doen, wou hulle soos Rome gewees het. En Rome het gewerk op 'n eer en skaamte sisteem. So, jy wou alles in jou lewe gedoen het om op te beweeg in die wêreld. Jy wou net gekry het en gekry het. As jy op 'n sekere vlak gebore was, sê jy was gebore as 'n Jood, dan het jy alles probeer om 'n Romeinse burger te word. As jy 'n Romeinse burger was, het jy probeer om op te beweeg in die wêreld, sodat jy hoër kan gaan en hoër kan gaan en hoër kan gaan. As jy opbeweeg het in die range, dan het jy 'n senator geword of 'n equestrian gewees. Dit is die soos pecking orders wat hulle gehad het. Eer en skaamte. En as jy afbeweeg het, sê jy was 'n Romeinse 'n burger gewees, maar iets het gebeur, jy het finansiële probleme gehad en jy moes jouself verkoop het in slawerny, dan was die slegste ding wat met jou kon gebeur het. En die slegste van die slegste dinge wat kon gebeur het, is wanneer jy gebore is as 'n slaaf. Jy het nie gevra daarvoor nie, en jy sal amper nooit daar uitgekom het nie. So Filippense se idee was dat, luister hierso, ons moet opbeweeg in die wêreld. Maar kyk wat skryf hy in Filippense hoofstuk 2 vers 3. Hy sê, julle moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet julle die een die ander hoër ag as homself nie. Julle moet die ander, kom ons begin weer. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook in die van die ander. Dan sê dit hierso, vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat ook daar in Christus Jesus was.
So dit sê elkeen van ons wat hier so sit, ons moet hierdie selfde gesindheid hê. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou, as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Hy het nie probeer vashou aan hierdie godheid van hom, want hy's bang hy verloor dit nie. Hy was heel gemaklik met sy godheid, want hy kon dit nie verloor nie. Hy was nog altyd God, en hy sal altyd God gewees het. Hy was op die hoogste vlak wat daar was. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En aan die mens gelyk te word. So hierso kom God, die God van hemel en aarde, die een wat vir ons geskaap het, die een wat vir ons die asem gee om asem te haal, die een wat alles bymekaar hou, en hy stap af en word een van ons. Ellen White sê that it would have almost been an infinite humiliation for Christ to come in the perfect form of Adam when he still stood in his sinlessness in Eden. Almost an infinite humiliation. So hy verneder homself om een van ons te word. Maar dis nie waar het stop nie. En toe hy, as die mens verskyn het hom selfs verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, nie net enige dood toe nie, ja, die dood van die kruis. Maar kyk nou, daar is vers 9, daar kom die verskil, hy sê, daar kom 'n omwenteling, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel is, en elkeen wat op die aarde is, en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot die eer van die Vader. So dis wat Paulus vir ons sê, vir die wêreld is die kruis 'n bogstorie. Iets wat jy oor kan lag, iets wat dom mense glo, iets wat mense na afkyk. Maar daar's 'n dieper realiteit tot die kruis. Daar's so iets anders vir ons wat werklik sien wat aangaan, wat agter die gordyne kan insien en sê, wag 'n bietjie. Hierdie is werklik die koning. En sy koninkryk is nie oor mag nie, en die manier hoe ons mag dink nie, want Jesus kon gekom het in al sy heerlikheid. Hy kon biljoene engele gevra het om saam met hom te kom en vir die Romeine sê, luister pappies, ek is nou hier, so julle moet buig. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy kon daarso van die kruis afgekom het. En vir gesê, kyk, sal julle nou in my glo? Maar Jesus het gedink aan ons. En hy wou nie net ons sondes vergewe op die kruis nie. Maar hy wil vir ons gewys het wat die realiteit van sy koninkryk is. Die koning wys vir ons wat die realiteit is van die koninkryk aan die kruis. Hy sê vir elkeen van ons, julle wat my volgelinge is, julle wat soos ek wil wees, kyk wat het ek gedoen. Ek was heel bo gewees, daar was niemand wat hoër was ek nie, maar ek was bereid om af te stap en af te stap en af te stap vir julle. Want die realiteit is, ons is geskape om te dien, nie gedien te word nie. Hy wys vir ons, is beter om te gee as om te ontvang. Hy wys vir ons dat die realiteit is, die manier hoe ons mag verstaan, is die manier hoe hy mag verstaan nie. Die manier hoe hy verlossing verstaan, is nie noodwendig die manier hoe ons verlossing verstaan nie. Nou is die powerful deel. Is dat Jesus kom, hy sterf vir ons sondes aan die kruis, hy wys vir ons, wie is hy as die koning, hy wys vir ons wat is die realiteit van sy koninkryk, en dan sê hy vir ons, luister hier so, julle ouens, ek roep julle tot 'n koninklike priesterdom. 1 Petrus hoofstuk 2. Hy sê, elkeen van julle wat hier so sit, elkeen van julle is nie net mense wat gered is van julle sonde nie, julle is mense wat gered is van julle sonde tot ietsie niets. 'n Koninklike priesterdom. Dit beteken dat elkeen van ons moet begin lewe soos die koning. Dit beteken ons moet niks doen uit eersigheid nie. Ons moet daar wees om mense te dien. Ons moet nie probeer om mag te kry soos wat die wêreld dink aan mag nie. Ons moet diensbaar wees soos Jesus. Ons word geroep om mense van die kruis te wees. Mense wat nie dink soos hierdie wêreld nie. Wat nie lewe soos hierdie wêreld nie. Want ons volg tog 'n koning wat 'n subversive message het. Is dit nie? So wanneer ons hier uitstap, dan sê Jesus vir ons, wanneer jy uitstap, moet jy nie soos die wêreld wees nie. Jy moet nie dink soos die wêreld nie, jy moet nie optree soos die wêreld nie, jy moet nie probeer opgaan en opgaan en opgaan nie. Jy moet probeer dien en dien en dien. Want julle is koningskinders. Julle is die mense wat ek geroep het
om my koninkryk te bou op hierdie aarde. Want dit is die kragtige deel hiervan. Jesus het gekom, ons gewys wat die koning is, en hy het begin om sy koninkryk te bou, maar hy het nie klaargemaak met sy koninkryk nie. Sy koninkryk word nog steeds vandag gebou, en sy koninkryk word gebou deur ons. Elkeen van ons wat hier so sit. Die bouers van die koninkryk is nie net predikante of ouderlinge nie. Die bouers van die koninkryk is elkeen van julle. Elkeen van ons. Elkeen van ons wat lewe soos die koning. En hoe meer ons soos die koning lewe, hoe meer ons soos die koning dink, hoe meer gaan ons gereed wees wanneer die koning gaan kom. Want eendag wanneer hy gaan kom, gaan hy sê, waar's my mense? Boom, 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 daar's elkeen van hulle. Hoe weet ek wie hulle is? Want hulle lewe soos wat ek gelewe het. Hulle volg die manier soos die koninkryk geskape is. En op die einde van die dag, is dit hoe ons, elkeen van ons geskape is. Ons is geskape in die beeld van God, in die beeld van die koning, om soos die koning te lewe. So as ons werklik menslik wil wees, as ons werklik Christelik wil wees, dan moet ons werklik soos Christus wees. Nie op nie, maar af. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom na U toe. Here, en soos Paulus sê, vir baie is die kruis waansin. Net dom mense glo in die kruis. Wie van ons in hierdie wêreld vandag wil afstaan en afbeweeg? Alles in die wêreld sê vir ons, dit gaan net oor my, dit gaan net oor hoe ek beter kan word, dit gaan net oor my status, dit gaan net oor my aansien, dit gaan net oor my en ek en myself. Maar Vader, U wys vir ons aan die kruis, U wys vir ons wat ware realiteit oor is. Diensbaarheid, liefde. En diep in ons harte, Vader, weet ons dat dit is die waarheid. Diep in ons harte spreek U Heilige Gees tot ons eie nature, Vader, en sê, maar dis wat ons voor geskape is. En die kruis, Vader, die kruis van Golgotha is die groot realiteit wat dit vir ons bewys en vir ons wys. Dat U, die koning, bereid was om af te staan en vir ons te sterf. Here, ek vra dat hierdie nie net 'n mooi storie sal wees nie. Ek bid dat hierdie nie net 'n vers in die Bybel sal wees nie, of 'n storie in die Bybel sal wees nie, of ietsie wat ons gewoonlik hoor, Vader, maar dit ons nuwe realiteit sal word. Dit ons nuwe denkpatroon sal word, Vader, sodat ons sal gefokus sal wees, dat ons kinders van God is, dat ons koningskinders is, 'n koninklike priesterdom is, dat ons ook konings soos U is, Vader. Alhoewel ons nie God is nie, bring U ons in hierdie familie van God in. U bring ons in hierdie goddelike familie in hierdie koninklike familie in, en sê, U is nou een van ons. Ons is nou een van U, en U sê vir ons, gaan nou heen, en vertel hierdie mense van hierdie nuwe wêreld. Here, ons van tydkeer is soos C.S. Lewis gesê het, ons is van tydkeer so content om met mudpies te speel, want U ons eintlik wil inbring na die fees toe van die Lam. Ek vra, Here, dat ons nie content sal wees met die mediocrity van hierdie wêreld nie, Vader. Maar dat ons sal wil opbeweeg soos wat U opbeweeg het. En die opbeweging wat U van praat is 'n afwaartse beweging, waar ons diensbaar is, waar ons 'n gedenkspatroon van Jesus het. Volg ons nou, Jesus. Mag ons U volg. Mag die Heilige Gees nie net met ons wees nie, maar ook in ons wees. Ons bid dit in U heilige naam. Amen.